Vandag kyk ons na 'n ongelooflike stukkie mediese tegnologie, iets wat lewens red, maar terselfdertyd 'n klomp debat veroorsaak. Dis die inferior vena cava filter, of sommer net die IVC filter. En glo my, hierdie klein toestelletjie het 'n groot en nogal 'n ingewikkelde storie. Goed, so ons gaan hierdie storie in 5 dele opbreek. Ons begin by die probleem self, dan kyk ons na die slim oplossing wat uitgedink is, daarna duik ons in die komplikasies en ons eindig by die moeilike keuses wat dokters elke liewe dag in die gesig staar. Reg, kom ons spring weg. Om te verstaan hoekom die IVC-filter eers bestaan, moet ons eers die dodelike gevaar verstaan waarteen dit ons moet beskerm. Ja, ek weet, dit klink nogal dramaties, né? Maar dis die skrikwekkende realiteit vir duisende mense. Dink daaraan, 'n bloedklont wat sommer stil in jou been vorm, breek skielik los en begin 'n dodelike reis deur jou bloedstroom. Die mediese term hiervoor is 'n pulmonale embolisme, of sommer net PE. En dis presies wat dit klink soos. Daai klont skiet reguit na jou longe toe en dan blokkeer dit 'n slagaar, dit sny die vloei van bloed en nog belangriker, suurstof heeltemal af. Dis 'n absolute graad A mediese noodgeval. En die statistieke hier is wel dus juisingwekkend. Sonder behandeling, soos bloedverdunners, kan 'n PE dodelik wees in tot 1/4 van pasiënte wat reeds 'n diepaar bloedklont het. Dis 1 uit 4 mense. So die groot vraag was, hoe op aarde stop ons hierdie klont voor dit by die longe uitkom? En dit bring ons by deel 2, die soektog na 'n ingenieursoplossing vir 'n biologiese probleem. Hoe bou jy letterlik 'n veiligheidsnet binne in die menslike liggaam? Die eerste pogings terug in die 1950s was nogal wel cru. Hulle het letterlik die hoofaar chirurgies afgebind of 'n knip daarop gesit. Maar toe, in 1973 kom die Greenfield filter. En dis die een wat alles verander het. Dit het die goue standaard geword, die maatstaf waarteen al die ander filters gemeet sou word. En die konsep agter dit is eintlik briljant, want dis so eenvoudig. Die idee was, plaas 'n klein metaalsif, 'n veiligheidsnet, binne in die inferior vena cava. Dis die hoofaar wat al die bloed van jou onderlyf terugbring hart toe. Hierdie net moes groot gevaarlike klonte vang, maar, en dis die belangrike deel, steeds toelaat dat die bloed vrylik kan deurvloei. Die ware genialiteit van die ontwerp lê in sy keelvorm. Dink daaroor, bloed kan maklik deur die filter vloei, maar 'n groot, gevaarlike klont? Nee, hy word presies in die middel van daai keel vasgevang. En omdat die kante oop bly, kan die bloed steeds om die klont vloei. Dit keer dat die hele aar sommer net blokkeer. Dis regtig slim. En hoe doeltreffend is dit? Wel, dis ongelooflik. 'n Filter kan tot 70% vol klont wees en die bloedvloei word met minder as die helfte verminder. Dis 'n verstommende stukkie vloeidinamika wat binne in die menslike liggaam aan die werk is. So, daar het ons dit, 'n lewensreddende toestel. Probleem opgelos, reg? Einde van die storie. Wel, nie heeltemal nie. En dit bring ons by 'n baie belangrike onderskeid in die wêreld van hierdie IVC-filters. Kyk, aan die begin was al hierdie filters permanent. As hy eers in is, bly hy in vir die res van jou lewe. Maar toe kom die opsionele filters. Jy kan hulle ook herwinbare filters noem. En die idee was slim. Bied beskerming tydens 'n baie gevaarlike tyd, sien maar net na 'n groot operasie, en haal hom dan uit sodra die pasiënt weer veilig bloedverdunners kan gebruik. 'n Tydelike oplossing vir 'n tydelike probleem. Klink perfek. En dis presies hier waar ons storie 'n skerp draai maak. Want daardie einste innovasie wat bedoel was om alles veiliger te maak, het sy eie heeltemal nuwe stel probleme veroorsaak. Teen 2010 het die Amerikaanse Food and Drug Administration, dis nou die FDA, die groot waghond, die noodklokke begin lui. Hoekom? Hulle het honderde en honderde verslae gekry van filters wat faal. En die oorgrootste meerderheid was juis hierdie nuwe opsionele filters. Daai tydelike oplossing was besig om 'n langterm naagmerrie te word. So, wat presies kan verkeerd gaan? Wel, 'n hele rits dinge, blyk dit. Die hele filter kan uit sy plek skuif, dis migrasie. Die skerp metaalpootjies kan dwars deur die wand van die aar steek, dis perforasie. Erger nog, stukkies van die filter kan afbreek en op hul eie reis deur die bloedstroom gaan. En hier's die grootste ironie van alles. Die filter wat daar is om klonte te stop, kan self 'n nuwe klont veroorsaak en die hele aar blokkeer. En dis nie net 'n teoretiese risiko nie, hoor. 'n Baie belangrike studie, die PERIS-IC-studie, het dit duidelik gewys. Ja, die filters het die risiko van 'n PE verminder. Maar, en dis 'n groot maar, oor die langtermyn het dieselfde pasiënte 'n baie hoër kans gehad om nuwe klonte in hulle bene te ontwikkel. So jy ruil basies een risiko vir 'n ander een.
Maar die allergrootste probleem lê by die uithaalproses. Hoe langer daai opsionele filter in die liggaam bly, hoe moeiliker word dit om hom uit te kry. Kyk gou na hierdie syfers. Na 1 maand, byna 100% sukseskoers. Maklik. Maar wag 'n jaar en daai syfer tuimel tot 'n skamele 37%. Hoekom? Want die filter groei basies vas aan die aarwand, wat die verwydering daarvan nie net gevaarlik maak nie, maar soms heeltemal onmoontlik. So die vraag is natuurlik, as hulle opsioneel is, hoekom word hulle dan nie altyd uitgehaal nie? En die antwoord is, wel, dis die deurmekaar realiteit van die mediese wêreld. Pasiënte mis opvolgafsprake, dokters vergeet, of die risiko om die filter uit te haal word as te hoog beskou. En net so word 'n tydelike oplossing per ongeluk 'n permanente probleem. Goed, kom ons gaan na ons laaste deel toe. Dis hier waar alles bymekaar kom, in die spreekkamer, waar dokters elke dag hierdie ongelooflike moeilike berekeninge moet maak. Nou, daar is duidelike riglyne. Soms is die keuse eintlik baie maklik. 'n Filter is absoluut noodsaaklik wanneer 'n pasiënt 'n gevaarlike klont het, maar eenvoudig nie bloedverdunners kan neem nie. Miskien bloei hulle te erg na 'n groot ongeluk, of dalk werk die bloedverdunners net nie. In daardie gevalle is die filter sonder twyfel 'n lewensredder. Die ware debat, die grys area, gaan oor die gebruik van filters as 'n voorkomende maatreël. Jy weet, profilakties en hoë risikopasiënte soos na groot trauma of vetsigchirurgie. Die vraag is, moet jy 'n filter insit net vir ingeval, al is daar nog nie eers 'n klont nie? Dis hier waar die bewyse deurmekaar is en dokters se opinies verskil. Jy moet die bekende risiko's van die filter opweeg teen 'n potensiële toekomstige klont. En dit los ons met daai een sentrale vraag. Is die IVC-filter 'n lewensreddende skild wat mense teen 'n gewisse dood beskerm, of is dit in sekere gevalle 'n tikkende tydbom wat net wag om sy eie stel probleme te veroorsaak? Die antwoord, soos met soveel dinge in medisyne, is dit is ingewikkeld. Dis nie eenvoudig nie. Dit hang alles af van die pasiënt, die tydsberekening en daai versigtige opweging van risiko's. En dis 'n debat wat vandag nog in hospitale reg oor die wêreld voortduur.